Dit is donderdagmiddag 25 Julie en ek moet sê, hierdie Julie maand voel vir my omtrent langer as Januarie. Hy is daarom vreeslik lank, so ek dink meeste mense is seker ook in afwagting daarvoor om hulle betalings te kry. Môre is daarom Vrydag en dan begin die Olimpiese spele ook. Ok, ons gaan aan met my boek. Hoofstuk 24, wegbreek na Dulisie in die Grand Hotel. Wynand maak die voorstel dat ons as gesin vir 'n aand in Dulisie gaan oorslaap. Die volgende dag ons gewone aankope doen en dan huis toe kom. Die gevoel is asof daar 3 weke lange vakansie voor lê. Ons ry, die 70 km dorp toe neem vandag 'n bietjie minder as 2 ure, maar ons is nie haastig nie. Dit is 'n stil Sondag. Ons gaan boek in by die Grand Hotel de Dulisie met sy rooi-bruin geboue. Die lowergroen tuine van die hotel is selfonderhoudend omdat dit tropies is. Helder, pink, rooi en geel hibiscus is volop en die grasafdak by die verrassende potblou swembad en kroegarea vertoon ekstra mooi vandag. Die kinders het al op die plaas hulle swemklere aangetrek en nog voor ons 'n tafel kies waar ons gaan sit, is hulle al in die swembad. Nadat hulle die aand so half en half gebad het in 'n bad wat nie 'n prop het nie, gaan slaap hulle vroeg, poot uit van die hele dag se in en uit die swembad. Ek en Wynand gaan sit weer by die swembad, wat naby ons kamer vir die aand is. Ons stap kort en kyk by die venster in. Die tweekies slaap vas. Ons aand uit in Dulisie is 'n hoogtepunt en 'n groot bederf. Die tipe ding wat ek voorheen as vanselfsprekend aanvaar het. Nadat ons geëet het, wil ek koek bestel en ek vra in my beste Frans vir die kelner wat se keuses daar is. Hy beduie en ek kies een. Ek weet nie wat dit is nie, maar ek hoop dit is, maar ek's oop vir 'n verrassing. Hy noem iets van tyd en dat dit gaan lank vat, maar ek is nie haastig nie, want ons is mos hier tot môre. 'n uur en 'n half later bring die kelner my bederf. Dis 3 klein val koelwyntjies. Ek kan nie glo dat dit so lank gevat het nie, maar kom ek proe daaraan voor ek verder iets sê. Wel, niks besonders nie, dis net soos soet brood. Ek was eintlik lus vir 'n stuk koek. Die rustige aand weg van die plaas af en die beweging van vrolike gaste by die hotel maak op daarvoor. Die volgende dag verloop alles goed in die dorp en ons is na ons aankope weer op pad terug plaas toe. Terug by die huis besef ek wat die klein wegbreek vir my beteken het. Intussen het 'n klomp kraaie skielik hulle verskyning gemaak. Die natuur hier is vol verrassings. Paar dae later word Gavin siek. Hy het malaria en hy is deurmekaar van koors. Ons neem hom Dulisie Hospitaal toe. Die hospitaal is in 'n groot gebou en op standaard. Netjiese tuine, ruim parkering en bordjies wat in Frans die verskillende ingange aandui. Die hospitaalpersoneel groet vriendelik en prioriseer blanke mense. Dit laat 'n mens aardig voel, maar hulle dring daarop aan. Die Kongolese pasiënte sit en wag, minder gepla. My eerste indrukke van die hospitaal gaan gepaard met die skoon reuk wat my tref en die koel lug van die lugversorging toe ek instap. Soos wat Wynand altyd sê, hierdie dokters ken malaria beter as Suid-Afrikaanse dokters omdat hulle daagliks daarmee te doen kry. Dulisie Hospitaal spog ook daarmee dat hulle nog nooit 'n voorval van 'n slangbyt gehad het nie. Ons sê vir mekaar, dis omdat die slagoffers nooit die hospitaal bereik nie. Tannie Trudy was een keer opgeneem in hierdie hospitaal vir 'n lelike bytplek aan haar been en sy het hier oornag. Dit was pynlik en geswel en omdat dit nie beter geraak het nie, het sy uiteindelik hospitaal toe gegaan. Sy vertel dat sy goeie behandeling gekry het. Volgens haar word beskeie etes bedien, die toerusting is maar basies en die taalgrens bly 'n uitdaging. Die personeel het gepraat en beduie en sy het meestal net met "hoei" geantwoord, wat Frans is vir ja. Sy het gespot en gesê dat hulle net sowel kon vra of hulle haar been kan amputeer en sy sou net gesê het oei, al die pad. Genadiglik het haar been beter geraak en sy's ontslaan. Terwyl Gavin in die hospitaal is, kry ons als in die dorp wat ons nodig het. Ek is nuuskierig oor die bondmateriaal wat aanvanklik te bont was, maar na 'n paar maande hier het dit vir my begin mooi raak. Daar is
kos te koop op die grondvlak van die mark en die materiaalwinkel en toilette is op die boonste verdieping. Die toilette is skoon en heeltemal aanvaarbaar om te gebruik. Spoeltoilette nogal. Ons betaal die vrou wat dit skoon hou 2000 sifa, in daardie tyd was dit plus minus R35, dan gee sy vir jou 'n stukkie toiletpapier en sluit die deur oop. Eers is dit pikdonker buite, maar dan skakel sy 'n lig aan. Dan iets soos 'n skoon badkamer en 'n spoeltoilet 'n mens chuffed kan laat voel en hoop en moed gee. Nie iets wat ek ooit gedink het ek so sal ervaar nie. In die materiale winkel werk 2 Kongolese vrouens, elkeen geklee in tradisionele uitrusting van dieselfde materiaal. 'n Kopstuk en 'n lang rok in 'n mooi ontwerpte snit. Ek kyk deur die materiale met my ma en pa se stoeptafel en my vriendinne en susters se smaak in gedagte, want ek gaan vir elkeen 'n tafelloper maak. Later, terug in Suid-Afrika, sny en stik ek en met my vriendin Irene die geskenke en werk tossels aan die punte. Terug by die hospitaal om vir Gavin op te tel. Op ons pad terug plaas toe, wag ek Bea en Frans vir hom. Ekskuus, ek wil nou myself in die rede val. Ja, toe ek terug was in Suid-Afrika, het ek en my goeie vriendin Irene in Pretoria table runners gemaak van daai bondmateriaal en tossels aan die punte vasgewerk, en dit is wat ek toe as geskenk uitgedeel het vir almal. En ek het ook nou nog van daai Kongo materiaal tafeldoeke. So toe ons nou terugkom by die hospitaal om vir Gavin op te tel op pad terug plaas toe wag ek en Bea en Frans die tolk vir hom. Ons sit op die lowergroen gras onder 'n pragtige hoë bloekombome. Wanneer mens verby die deurmekaar geroesmoes van die dorp na die horison kyk, kan mens byna nie glo hoe groot die kontras is tussen die immergroen koppies en die stowwerige dorp nie. Afrika is tegelyk onbeskryflik mooi en aaklig. 'n Ander keer toe ons van die plaas af dorp toe ry, sien ons het net nie genoeg petrol in die cruiser nie. Met die dat daar geen vulstasies langs die paaie is nie, moet jy maar by 'n stad stop en vra vir essence. Dit is petrol. Ewe ywerig kom 'n Kongolees aan met 3 wynbottels vol petrol. Hy vra natuurlik 3 keer die prys van die werklike waarde sonder om te blik of te bloos, want hy weet al te goed dat dit ons enigste opsie is. Wynand gooi die petrol in deur 'n trechter wat altyd agter op ons voertuig byderhand gehou word. Toe ons weer gereed is om te vertrek, vra dieselfde petrolverkoper vir 'n geleentheid saam dorp toe. Hy wil weer sy 3 wynbottels gaan opvul om aan die volgende verbyganger te verkoop. Afkri is by die boerdery betrokke. Sy werknemers kom om die beurt besoek aflê op Malolo. Hierdie keer is dit Bram Bosse se beurt. Soos met vele ander mense wat Kongo toe vlieg, reël ons met Bram ook om my pa op OR Tambo te ontmoet om vir ons 'n pakkie saam te bring. Dit is sy eerste keer wat hy Kongo toe kom. Hy is nie so gelukkig soos ek om vooraf ingelig te word oor wat alles verwag word nie. Hy het eroes by hom. Hy land vars uit Suid-Afrika in Point Noir en op hierdie dag is die kansvatter lughawe personeel volop. Bram vertel vir ons hoe een van hulle vir hom gesê het dat iets met sy geelkoorskaart skort. Einste een van die dinge waaroor Wynand my gewaarsku het. Bram word $20 beboet. In 'n te eerlike, onbewaakte oomblik bied hy eroes aan en vra ewe of hulle bereid sal wees om dit te aanvaar. Nodeloos om te sê, het die betrokke personeellid dit graag ontvang. Eers toe Bram dit vir ons vertel, besef hy hoe erg hy ingedoen is en hy is baie verleë daaroor. Die ander afkrimanne neem die ongemak van die Kongo-ervaring ernstig op, maar Bram geniet dit en lag oor die dinge wat skeefloop. Die een keer moet hy en 'n kollega 'n alternatiewe vlug terugneem na Suid-Afrika, wat beteken dat hulle 'n dag later as beplan in Johannesburg gaan land. Sy kollega is erg omgekrap hieroor en doen baie moeite om die lugredery en sy werkgewer in te lig oor al die omslommernis en frustrasie.
Bram glimlag net en sê dat dit maar deel is van die Afrika-ervaring. Hy het ook opgelees oor onder andere die Kongo-rivier en vertel vir ons in detail wat daar is om te weet oor die Kongo. Hy is 'n buitelugmens en lief vir die natuur. Tydens sy verlof in Suid-Afrika is Bram en sy gesin by 'n wildreservaat vir 'n wegbreek. Hy ry op sy fiets en neem foto's van die diere en die veld. 'n Kameelperd, waarvan hy nie bewus was nie, kom van agteraf aangehardloop en in die proses stamp hy vir Bram van sy fiets af en trap op hom. Bram het dit nie oorleef nie. Toe ons die slegte nuus kry, is een van die ander boere se woorde dat Bram opgeroep is na 'n groter boerdery. Hoofstuk 25. Pakkies uit Suid-Afrika, malaria en slange. Die Landbou-weekblad stuur hulle joernalis om by ons te kom kuier op die plaas. Hy kom daar aan met 'n rugsak en pakkies kitskos net vir ingeval. Die vrouens pak vir hulle mans wat hierheen kom altyd die lekkerste goed in. Suid-Afrikaanse produkte wat ons wanneer laas gesien of geproe het. Hy vra baie vrae en ry oral saam. Ons ry vanoggend uit landerye toe waar die verdere ontbossing baie goed vorder. Al die boomstompe word op hope gegooi en die veld is nou plat so ver as wat ons kan sien. Net die hope stompe lê op stapels ewe ver uitmekaar. Ons is almal agter op die bakkie, kinders, mans, Kongolese en honde, en daar gaan ons. Ons skit en ruk. My hoë ponytail sak al hoe laer af soos ons ry. By elke stille plek maak ek eers weer my hare vas. Ons ry verder. Wynand wys en vertel en die joernalis maak seker mental notes. Wanneer ons by 'n hoop stompe kom, klim Wynand uit en steek dit aan die brand. Dit lyk erg dramaties soos ons terugkyk. Donker rookwolke borrel onophoudelik die lug op, terwyl die oranje vlamme aggressief knetter. Ek gaan staan by my vashouplek agter op die bakkie en voel aan my broeksak. My foon is weg. Ek kyk oral en voel weer, nee, dit is nie daar nie. Iewers in die veld het dit uit my broeksak geval. Nou waar begin 'n mens soek? Ons ry weer terug soos ons gekom het en kyk. Wynand bel my foon, maar te vergeefs. My foon is weg. 'n ouerige Nokia. Ons het nie soos almal deesdae Blackberries nie. Dis nou maar daarna toe. Ons gaan terug huis toe, warm en vol stof kom ons daar aan. Net soos na elke ander rit. Ons huishulp beduie dringend en praat, maar ons verstaan nie. Daar is 'n slang by die kroegtent. Ons gaan kyk. Die honde is ook daar, oorgehaal vir aksie. Maar die slang is weg. Dit was 'n ernstige oomblik vir my, asof alles moet stil staan en ons eers die slang moet soek en doodmaak. Maar nee, die slang is weg en alles gaan net weer aan soos voorheen. Dit pla my. Waar is die slang nou? Ons bly in die middel van die veld. Een slang kan tog nie alles tot stilstand bring nie. Ek voel hoe my binneste swak raak. Hoe raak 'n mens hierdie leefwyse gewoond? Die volgende dag op pad terug van die landerye bel tannie Trudy. Oom Hannes is siek. Ons stop daar en Wynand gaan in. Ek en die kinders wag in die bakkie. Ek klim uit toe dit te lank raak. Oom Hannes is vuurwarm, pap en deurmekaar van die koors. Wynand het hom om die bolyf. Hy tel hom op om hom meer gemaklik neer te lê. Ek skrik my yskoud. Dit is malaria. Soveel mense in die groep het al malaria gekry dat dit eintlik al begin gewoond raak. Oom Hannes herstel goed en kort voor lank is hy weer op die been. Dis weer tyd vir 'n rit dorp toe saam met Lia. Ons pak die lelike modderige pad aan. Selfde storie, ver, warm en skit en ruk soos ons die gate en slote probeer vermy. Die voertuie kry geweldig skade en dit dra net by tot my algehele stres. Ons moet by die apteek stop. Hakuna Matata staan geskryf op 'n groot bord bo die ingang. No worries for the rest of your days, sê ek vir Frans. Hy lyk onseker. Ek wys vir hom die bord en lag. It means no worries for the rest of your days. Frans lag saam en skud sy kop. No, really, it means there's trouble over there.
Ek frons. Frans, have you seen Lion King, the movie? Ek wonder of die mense weet wat 'n movie is. Frans verduidelik. It means there's trouble over there. Nou verstaan ek nie. Hoekom sal dit bo 'n apteek staan? Ek is sommer teleurgestel dat een van my mees kosbare herinneringe van standaard 6, toe die populêre fliek uitgekom het, net half waar is. By die varsprodukte mark sien ons die eerste keer blaarslaai. Perfekte lowergroen blaarslaai, mooier as Woolworths sin. Of dalk was ek net te lank terug in Woolworths. Opgewonde koop ek 'n klompie daarvan. Eerste keer ooit dat ek bly raak oor blaarslaai, maar dit is so 'n lekker verrassing. Die trots en emosie is onbeskryflik toe ons 'n paar dae later saam met die groepie mense, onder andere die Landbouweekblad joernalis ry om ons mielies, wat nou 4 cm hoog staan, te gaan wys. Dit lyk soos 'n sagte lowergroen kombers wat die landerye bedek. Ons hoor vanuit Suid-Afrika dat die artikel van Landbouweekblad in hierdie week se uitgawe is. Ons kry positiewe terugvoer daaroor, maar moet self eers wag tot my ouers in ons volgende pakkie 'n kopie daarvan saamstuur. Ek maak 'n lys, soos 'n inkopieslys, maar 'n baie lang een, en dan e-mail ek dit vir my ma. Medikasie vir angs, shampoo en conditioner en ander items wat mens nie hier kry nie. My ma gaan koop alles en ietsie ekstra, dan stuur hulle dit vir ons. Party mense is meer bereidwillig as ander om ons pakkies uit Suid-Afrika saam te bring, maar ten spyte daarvan ontvang ons dit elke keer. Wat 'n fantastiese vooruitsig. Dit voel elke keer soos Kersfees. My ma se handskrif op mooi papier, die heerlike reuk van toiletware en hoe lekker is die nuutheid van tydskrifte. Dis seker hoe die manne op die grens moes voel toe hulle pakkies en briewe ontvang het. Ek was in graad 2 in die heidespan van die voortrekkers. Ons was een Vrydag aand in Pretoria se dieretuin vir 'n nagmars. Elke penkop en drawwertjie moes 'n skoenboks bring met allerhande goed in. Koekies, toiletware en ander bederfies en ook 'n brief aan die manne op die grens. Wat ons self moes skryf en dit het deel uitgemaak van hierdie boks. Terwyl ek my pakkie oopmaak, dink ek vir 'n oomblik daaraan dat ek dalk bietjie meer moeite moes gedoen het met die skoenboks destyds, maar wat het ek tog geweet of besef waaroor dit gaan? Min het ek toegeweet wat alles vir my voorlê. Ek blaai haastig na die artikel oor ons en begin lees. Dis 'n baie goeie artikel. Vreemd om te dink dis oor ons geskryf. Dit klink meer idillies as wat dit in werklikheid is, maar mense is oor die algemeen geneig om dinge te romantiseer. Plaaslewe in Afrika. Dit klink net ongelooflik. Die realiteit daarvan is iets anders. Die artikel deur Nico van Boeriek word opgedeel in 3 artikels wat weekliks gepubliseer word. Ek byl my ouers om dankie te sê vir die pakkies. Hulle wil meer as 1 keer seker maak dat ons alles gekry het. Ek sê vir hulle om die volgende uitgawes van Landbouweekblad ook te gaan koop en so word die goed vir die volgende pakkie al reeds weer bymekaar gesit. Hoofstuk 26, Pointe Noire. April 2012, 2 maande voor Bea se 3de verjaarsdag, gaan ons die eerste keer Pointe Noire toe vir 'n paar aande. Dis om moontlike finansierders te sien, banksake te doen en ander besigheid. Frederik wys ons in die stad rond. Op my to-do-lysie onder andere is om uit te kyk vir versiersuiker en bestanddele vir Bea se verjaarsdagkoek. Tannie Trudiele het 'n oond en dus sal ek haar vra of ek dit by haar kan kom bak. Ons gaan na die winkel Casino toe. Dit is soos Checkers of Spar. 'n heerlike bederf wanneer ons in Pointe Noire is. Ek vra in my beste Frans, wat eintlik maar Engels is, vir 'n Kongolese vrou wat daar werk vir flour for cake. Sy knik ywerig en wys ek moet saam met haar stap. Ons kom by 'n klomp blompotte in die huisware afdeling van Casino. Ek besef toe flower klink vir haar soos fleur, wat die Franse woord vir blom is. Ek verduidelik weer en hierdie keer verstaan sy reg en neem my na die bakkery afdeling toe, waar al die soorte farine of dan nou meel aangehou word.
Ek kry al die bestanddele. Die koekkleersel kom in handige drupbotteltjies en is vanuit Europa ingevoer. En ek kry dit hier, van alle plekke. Gewoonlik is koekkleersel morsig en is moeilik om die regte hoeveelheid uit die klein botteltjie te gooi. Maar hierdie is baie slim ontwerp. Sonder om te mors, kan jy presies die regte hoeveelheid druppels afmeet met die druppertjie in die opening van elke botteltjie. 'n pink varkiekoek, dit is wat Bea wil hê. Ek is 'n amateur bakster, maar ek geniet dit om self vir die kinders iets spesiaals vir hulle verjaarsdae te bak en te versier. Nou, met minimum fasiliteite, kan dit in 'n groter uitdaging ontaard, maar ek is in my skik met wat ons alles kon kry. Frederik neem ons 4 plaasjapies vir aandete na Total se restaurant en klub in die hawe. Dis ook sodat ons ander vriende en besigheidsmense kan ontmoet. Geleë teen die water en dit kyk uit oor die stadsliggies van Pointe-Noire. Emmy verslind 'n groot pizza en dis van toe af sy gunsteling kos. 'n Volgende aand by La Pyramide bestel ons vis en pomme de terre friet, dit is chips, of plantain, 'n wilde soort piesang. Dis 'n baie groot piesang met 'n 5-kantige skil en met skerp rande. Net so rou is dit oneetbaar. Die vlees is droog en taai, so dit word gediep braai soos aardappelchips. Dit het 'n effense grove tekstuur en dis soet soos patats. En van daar af was dit my gunsteling bykos. Cassava, ook bekend as maniok of yucca, is ook 'n bykosopsie. Dit groei onder die grond soos aardappels. Dis 'n stysel en ook 'n stapelvoedsel in Afrika en Suid-Amerika. Die kere wat ek daaraan geproe het dit na niks gesmaak nie. Dit kan in blokkies gesny en gediep braai word of dit kan fyn soos mash voorgesit word. Dit laat my dink aan gaar, fyn, slap mieliepap sonder sout. Die aand op pad na La Pyramide parkeer ons so naby as moontlik aan die ingang. Dis om dit vir onsself later makliker te maak om die kinders kar toe te dra aan die einde van die aand wanneer hulle al slaap. Terwyl ek op die sypaadjie staan met die kinders aan die hand en byna die cruiser parkeer, hoor ek in Afrikaans: "Waar is jou skoene?" 'n Man, 'n vrou en 'n blonde dogtertjie stap by ons verby. Dis hulle wat Afrikaans praat. Ek groet hulle dadelik. Ons almal is ewe verbaas om Suid-Afrikaners hier raak te loop en geselsend stap ons saam in. Vicky, Morney en hulle dogter Hanneke bly in Pointe-Noire as expats. Morney werk vir Exaro en Vicky onderrig vir Hanneke tuis. Ons kuier en eet saam. Geselskap van ander Suid-Afrikaners, so in die vreemde, is altyd welkom en aangenaam. Ons het dadelik met Vicky en Morney geklik. Net jammer, ons bly 6 ure se ry van mekaar af. Iewers deur die aand stap ek in die kinders kleedkamer toe om te gaan hande was. Ek draai om na Bea wat agter my aanstap en sê: Kom, ons gaan gou handjies was." 'n Blonde vrou op 'n hoë baarstoel vlieg so vinnig om van verbasing dat sy amper van die stoel afval. Sy roep uit: "Julle praat Afrikaans." Ons raak aan die gesels. Sy stel haarself voor as Nel Schreder. Sy is van Kaapstad en werk in die hawe vir 'n olieboormaatskappy. "Ek is nou al 5 weke hier. Ek sien so uit om 'n slag weer in Suid-Afrika te gaan kuier." Onmiddellik is ek jaloers dat daar vir haar 'n kuier voorlê en dit na net 'n kort tydperk hier in die vreemde. Nel is al 'n paar jaar deel van 'n olieontginning en vertel vir ons dat sy voorheen in Skotland gewerk het vir dieselfde maatskappy wat haar hier in Pointe-Noire haar werkgewer is. Dit is 'n man's world. Dis nie 'n grap om heeldag elke dag so tussen 'n klomp mans te werk nie. Sy lag uitbundig. Van toe af loop ons gereeld vir Nel in Pointe-Noire raak. Die volgende dag wys Frederik vir ons die hoenderboerdery. Sy besigheid se naam is Le Poulet Curie, The Laughing Chicken, afgelei van die naam van die bekende Wiggies smeerkaas, The Laughing Cow. Hierdie smeerkaas is volop beskikbaar. Almal ken dit en dis baie goedkoper as in Suid-Afrika. Op die plaas staan 3 groot langwerpige hokke bymekaar.
Binne-in is klein hokkies en elk het 3 tot 4 henne in. Die hoenders trap op mekaar, want daar is nie genoeg plek vir hulle in die hokkies nie. Wanneer hulle eiers lê, rol dit 'n kort entjie af in 'n tipe voertjie en kom tot stilstand net buite die hokkie. Daar stap dan 'n werker al langs die hokke af en maak die eiers bymekaar. Nadat ons deur die interessante opset gestap het, nooi die vriendelike plaasbestuurder ons vir middagete. Hy is mal oor Emja en Bea. Sy vrou en kinders is in Brasilië. Hy vertel vir ons van hulle en sê dat hy baie na hulle verlang. In Brasilië is daar ook beperkte werksgeleenthede en dus gaan die Brasiliane ook na ander lande agter werksgeleenthede aan. Die tafel is gedek, die borde is onderste bo op hulle voorkante neergesit en die mes en vurk rus dwars van weerskante af met hulle punte op die agterkant van die bord. Ons kry hoender, rys en rooi boontjies. As dit net begin lyk of jou bier min raak, kry jy die volgende een, sonder dat iemand vir jou vra of jy nog wil hê. Die plaasbestuurder het volgens ons standaarde nie mooi tafelmaniere nie. Hy eet gulsig, maar glimlag breed en geniet dit dat ons daar kuier en saam eet. Op ons pad uit, na middagete, staan daar 'n blou Toyota taxi in die straat. Dis 'n gewone kar, soortgelyk aan 'n Corolla. 3 Kongolese probeer om 'n lewendige bees in die taxi te laai. Come hell or high water, die bees moet ingelaai word en hulle het hom ingelaai. Dis nie iets wat jy se aandag van omstanders getrek het nie, dis net 'n alledaagse gebeurtenis. Maar ons kan ons oë nie glo nie. Teen die see op die strand is erwe waarop daar 'n verskeidenheid strukture en huise staan. Hierdie erwe is nie te koop nie. Dit behoort aan die regering. Dis slegs te huur teen 'n spotgoedkoop tarief van R1500 per jaar. Die reël is dat jy enigiets daarop mag bou, maar dit moet maklik wees om te verwyder indien die munisipaliteit besluit om dit te sloop. Frederik en sy familie het 'n groot gerieflike onthaal afdak, 'n klein stoor en 'n slaapkamer met badkamer op so 'n erf. Hy nooi ons om daar te gaan ontspan vir die dag saam met hom en sy kinders. Hy het vooraf met sy werker wat die plek vir hom oppas, gereël om alles uit te pak en gereed te maak. Lê stoele op 'n blad, 'n groot tafel met 'n tafeldoek oor en stoele rondom. Messe, virke, glase, alles wat nodig is om die dag daar te spandeer. Daar is tot 'n plastiek baadjie by die trappe vol vars water om ons voete af te spoel wanneer ons van die sand af op die dek gaan. Hy en Wynand het vir ons 'n skaaprib gaar gemaak. Dis 'n groot bederf, want skaaprib is baie beperk hier en slegs beskikbaar in die stad op bestelling. Ons beleef uiterstes. Partykeer is ek erg moedeloos in hierdie omstandighede en ander kere beleef ons die beste van die Kongo. Ons keer terug plaas toe na 'n heerlike paar dae in Pointe-Noire. Dit was wonderlik om te beleef, maar dit verander ongelukkig niks aan ons situasie ten opsigte van die boerdery nie. Ek lees dan tot hier. Ons gaan môre middag weer aan. Geniet jou aand. Dankie dat jy like, subscribe, share en die belbutton druk.